Ons lees dan net die paar verse uit Johannes hoofstuk 13, baie bekende gedeelte, nadat Judas uitgegaan het. Jesus het vir Judas gesê, hy moet gaan doen dit wat hy wil doen, nadat hy vir hom die brood gegee het, en so is Lukas dan toe nou, Judas dan toe nou daar by die deur uit, en die ander 11 apostels het saam met Jesus agtergebly. Nadat Judas uitgegaan het, het Jesus vir die oorblywende disippels gesê, nou is die Seun van die mens verheerlik, en God is deur hom verheerlik. As God deur hom verheerlik is, sal God hom ook in homself verheerlik, en hy sal hom dadelik verheerlik. My kinders, ek is nog net 'n klein tydjie by julle sal my soek, maar soos ek vir die Jode gesê het, sê ek ook nou vir julle, waarheen ek gaan, kan julle nie gaan nie. Ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Dit is hoe almal sal weet dat julle my disippels is, as julle liefde teenoor mekaar het. Ek gee julle 'n nuwe gebod, sê die Here Jesus, julle moet mekaar lief hê. Hierdie gedeelte is nou al baie bekend. Ek dink ek self het nou al 2 keer, as dit nie 3 keer is, in die afgelope 2,5 jaar oor hierdie gedeelte gepreek, en die verantwoordelikheid wat ons het om as gelowiges liefde onder mekaar te hê, sodat die wêreld die liefde wat ons vir mekaar het, daardie liefde kan sien, en dit ook vir hulle kan aanmoedig om ook die Here in hulle lewe te ontvang nie. Maar wanneer 'n mens na hierdie gedeelte kyk, en jy kyk na hierdie gedeelte so bietjie in die wyeer konteks waarin die apostel Johannes dit geskrywe het, toe hy nou vertel het van wat daar gebeur het die aand, toe Jesus ook daar vir Juda uitgestuur het. As 'n mens nou dink dat hierdie gedeelte gaan nou net daaroor, dat dit nou gaan oor die opdrag van liefde, dan hoor 'n mens in 'n sekere sin te min van dit wat in hierdie paar verse geskrywe is. Wanneer Jesus vir sy disippels hierdie opdrag gee om mekaar lief te hê, dan doen hy dit nie in 'n situasie waar hy eintlik nou besig is om vir hulle te leer, en besig is om vir hulle te sê dat die regte ding om te doen is dat julle mekaar so moet lief hê, en dat julle so deur julle liefde vir mekaar 'n getuienis vir my moet wees nie. Dit is nie 'n gewone leersituasie waar daar 'n les aan die disippels gegee word nie. Maar dit is 'n baie vreemde situasie. Dit is 'n situasie net nadat Judas uit die vertrek uitgestap het, en die moment aangebreek het dat die kruis van die Here Jesus Christus naby gekom het. Jesus sê hierdie woorde vir sy disippels letterlik net 'n paar uur voor hy aan die kruishout van Golgotha sou sterf. So in 'n sekere sin kan ons sê dat hierdie moment in die evangelie van Johannes is eintlik 'n tipe van 'n skaniermoment. Dit is 'n oomblik in Johannes se evangelie waar hy van een ding as dit ware oorgaan na 'n ander ding toe. Hier breek nou 'n nuwe afdeling aan in die evangelie van Johannes. Is 'n nuwe moment wat nou aanbreek in sy verhaal van Jesus se hier wees op aarde en van sy besig wees ook met sy disippels en met die wêreld. Jesus sê vir hulle, en is 'n verrassende uitspraak wat hy hierso gee. Hy sê nou is die Seun van die mens verheerlik. En sê hy, nou op hierdie moment is God verheerlik deur die Seun van die mens. Nou, dit klink op die oomblik, dit klink vir 'n mens vreemd, wanneer jy nou hierdie omstandighede in ag neem van verraad en van verwerping. Binne die volgende paar uur sal Jesus se disippels hom verwerp, sal hulle rug op hom draai, sal hulle vlug, Petrus sal hom verloon, en sy erge lyding wat net binne die volgende ure vir hom voorlê. Klink dit vir 'n mens vreemd dat die Here Jesus praat van heerlikheid. Hy sê, nou dat hierdie oomblik aangebreek het, nou dat ons in die evangelie van Johannes van die een ding oorstap na die ander moment, die oomblik van lyding en sterwe en dood
en alles wat daarmee gepaard gaan. Nou dat ons daardie moment in hierdie evangelie betree, nou het die verheerliking van die Seun van God aangebreek. Nou, dis vir 'n mens baie moeilik om dit nou te verstaan, want wat Johannes nou besig is om aan ons oor te dra, is om nie om vir ons te sê nou, maar nou gaan Jesus bedreig word, en nou gaan hy verheerlik word daardeur, dat hierdie bedreiging afgeslaan gaan word, dat hierdie bedreiging op een of ander manier sal weggaan. Dis die vreemde ding, en dis die vreemde ding van die evangelie, is dat die verheerliking van die Here Jesus daarin lê, in die kruis. Die kruis is die moment van die verheerliking van Jesus. In ons gedagtes is verheerliking iets anders. Dis wanneer dinge reg gaan met jou. Dit is 'n moment van glorie, dis 'n moment van vreugde, dis 'n groot moment van iets wat plaasgevind het. Jy word nou as dit ware groot gemaak, as iemand verheerlik word. Ons praat ook van selfverheerliking. Dit beteken wanneer jy nou groot gemaak word, of jy wil graag jouself voordoen as iemand wat baie belangrik is, en baie oulik is, en baie gaaf en vriendelik, en dit alles is, dan verheerlik jy jouself voor alle mense. Maar Jesus se verheerliking is nie so 'n moment van glorie nie. Dis 'n moment van lyding, van dood. Nou, hoekom sê die Here Jesus dan dat dit is vir hom die moment van verheerliking? Dis die moment van verheerliking, want dan doen hy presies dit waarvoor sy Vader hom na hierdie wêreld gestuur het. Dit is die hoogtepunt wat vir ons lyk na 'n laagtepunt, die dood en die sterwe. Vir Jesus is dit die hoogtepunt van dit wat hy kom doen het. Hy het nou die groot moment waarvoor hy gekom het, dit sal hy bereik wanneer hy daar aan die kruishout van Golgotha hang. Dan sal hy verheerlik word. Sy vernedering is sy verheerliking terselfdertyd. En sal die Vader deur hom verheerlik word, deur sy gehoorsaamheid aan die Vader, deur so aan die kruis te sterf, nadat hy daar in die tuin van Getsemane gebid het en gesê het, Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker liewer vir my verbygaan, en hy op die ouend weet, hy het dit geweet voor hy dit nog gebid het, dat is nie die Vader se wil dat die beker sal verbygaan nie, maar die Vader se wil is dat hy die prys vir die mens se gebrokenheid en sy sonde, dat hy dit daar aan die kruishout van Golgotha sal betaal. So daar, terwyl hy sterf, wanneer hy die graf ingaan, verheerlik hy ook die Vader. En uiteindelik natuurlik ook wat daarop sou volg, dat hy uit die dood uit sou opstaan. En dat met sy opstanding uit die dood en uiteindelik sy hemelvaart, sy terugkeer na die hemel en die uitstorting van die Heilige Gees, dat hy eintlik so verheerlik sal word, omdat hy hier op aarde, daar aan die kruis, hierdie moment van heerlikheid op die ou end bereik het. Jesus se kruis is die hoogtepunt van sy koms. Want daar aan die kruis was Jesus die spieël gewees wat God van homself na ons toe gedraai het. Om vir ons te wys, dit is wie hy is, die God met wie ons te doen het, is die God wat liefhet. Die God wat bereid is om die hoogste prys te betaal vir elke mens hier op aarde, en ook vir elkeen van ons wat vanmôre hier sit. Die kruishout van Golgotha wys vir ons hoe lief God vir ons gehad het, vir my en vir jou. Toe Jesus daar gesterf het, was dit vir jou. En dit was nie maar sommer net 'n sterwe wat hy gesterf het, sodat ons die stukkie geskiedenis daaraan sal leer ken, en ons dit sal onthou, en altyd weer mekaar daaraan sal herinner, dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het, nie. Maar hy het daar aan die kruis gesterf, sodat daar iets binne in my en jou moontlik word. Sodat ons skuld en ons sonde voor God betaal kan word, sodat ons op die ou end 'n nuwe
mense kan word. Dis wat hy kom doen het. Vir jou, vir my. Dat ons nie vasgevang hoef te sit in hierdie ding dat ons altyd stry teen God se wil in ons lewens nie. Dat hy kom sterf het, sodat daar iets binne in my en jou kan gebeur, waar daar werklik iets van nuutheid ter sprake kom. 'n Nuwe identiteit wat op die ou end aanbreek, waarvan ons ook die afgelope tyd ook gepraat het. Belangrike woord wat Jesus hier gebruik, skielik noem hy sy kinders met die verkleinwoordjie kindertjies. Hy praat nou met hulle, hierdie groot mense, party van hulle ouer. Hy sê, kindertjies, ek is nog net 'n klein tydjie by julle. Kindertjies, dis nie dat Jesus nou vernederend afkyk op die disippels nie, maar sê, julle is maar net mense nie, julle is maar sommer kindertjies nie. Dis nogal vir my altyd sleg wanneer ek hoor mense met bejaardes werk, en dan praat hulle ook so in verklein woordjies met bejaardes, eet jou kossies, en al daai tipe goed. Ek dink dis 'n vernedering vir enige bejaarde om nou soos 'n kindjie behandel te word. Maar dis nie wat Jesus hier so doen nie, daar's niks vernederend in dit wat hy sê nie. Hy sê ek nie daardeur vir die disippels, julle is maar net swakke mense nie. Hy sê nie ook vir hulle daardeur, julle is mense wat nie eintlik lekker verstaan wat besig is om te gebeur nie. Maar Jesus spreek sy disippels aan as kindertjies, omdat daar in hierdie moment waar sy weg van lyding aangebreek het, daar iets fundamenteels in die lewe van sy disippels gaan verander. Iets wat nog nooit in hulle lewens gebeur het nie. Iets wat nog nooit van hulle lewens waar was nie. Gaan aanbreek in hierdie moment van verheerliking waar hy aan die kruishout van Golgotha gaan sterf. Mens moet altyd Johannes se evangelie moet jy as 'n geheel lees, want Johannes se evangelie is nie 'n evangelie wat geskiedenis wil oordra nie, soos Lukas en Markus en Matteus. Hulle is meer daarop ingestel, veral Lukas, om die geskiedenis te vertel van wat het met Jesus gebeur hier op aarde en die geskiedenis van wat alles Jesus te sê gehad het hier op aarde. Nie Johannes nie. Johannes is iemand wat interpreteer dit wat Jesus vir ons kom doen het. Hy probeer vir sy lesers verduidelik, wat is die impak daarvan, dat Jesus is die seun van God, dat hy mens geword het. En wanneer Johannes die begrip kind gebruik in sy evangelie, dan is dit nooit net 'n titel wat hy gee aan iemand om te sê, jy is 'n kind nie. Maar wanneer hy praat van die wat aan God behoort as kinders van God, dan bedoel hy daardeur om te sê, waar kom jy vandaan? Wat is jou oorsprong? Wie het gemaak dat jy 'n kind van God is? Wat is jou verhouding met God as jy 'n kind van God is? Soos wat ons lees in 1 Johannes 1 vers 12, die eerste hoofstuk van sy evangelie, waar hy sê, almal wat vir Jesus aangeneem het, het hy die reg gegee om kinders van God te word. So wanneer die Here Jesus praat van sy disippels as kindertjies, dan dui hy daarmee aan die verhouding wat daar tussen God en hulle bestaan. Dat nie net hulle sondes vergewe is nie, maar dat hulle 'n nuwe identiteit en 'n nuwe status gekry het. Hulle sal nou wees kinders van God. As ons gaan kyk Johannes, die briewe, ek het lank oor 1 Johannes, die brief van 1 Johannes gepreek, sal jy onthou dat ons baie daarby stil gestaan het, dat Johannes sê, dat iemand is of uit God gebore, of hy is uit die duiwel gebore. Daar's nie 'n tussenin nie, jy's of uit God gebore, of uit die duiwel uitgebore. So wanneer Jesus praat van die disippels as kindertjies, dan bedoel hy dat hulle wat eintlik ook maar uit die duiwel gebore is, wat gebore is met 'n wil binne in hulle van selfverheerliking, 'n wil van rebellie teen God, dat daar nou iets met hulle gebeur het, dat hulle nou kinders van God geword het, en nie meer kinders van die bose is. So, hulle is nie net
vergewe nie. Hulle het, wil Johannes vir ons sê deur Jesus se woorde hier, hulle het 'n nuwe mens geword. Daar het iets binne in hulle gebeur wat gemaak het dat hulle bevoegdheid en dat hulle status voor God verander het. Hulle is nou nie maar net volgelinge nie. Hulle is ook nie maar net disippels wat agter Jesus aanloop en hoor wat hy preek en wat hy sê en beleef dit wat hy doen nie. Maar hier gebeur nou iets by hierdie moment in Johannes se evangelie, is waar Jesus se lyding nou aan die orde kom, is dat die disippels is nou kindertjies. Hulle gaan nou mense wees wat uit God gebore is, wat 'n nuwe oorsprong het. Die Genesis 3 oorsprong, waarmee elke mens gebore word, wat Dawid ook in Psalm 51 vir ons sê, dat ons in sonde ontvang en gebore word. Ons word gebore as Genesis 3 mense, ons word gebore met 'n opstandigheid in ons hart teen God, ons word gebore as iemand wat nie eintlik regtig met God iets te doen wil hê nie, as nie iemand wat regtig vir God die ruimte wil gee in ons lewe, dat hy in ons lewens kan doen wat hy wil doen nie. Ons veg altyd deur met hierdie eie wil in ons lewe, maar hy maak nou daardie Genesis 3 identiteit, sondige identiteit wat ons het, kom Jesus nou verander, deur sy lyding en sterwe, deur sy verheerliking, kom maak hy nou dat ons mense word, wat 'n totale nuwe potensiaal binne in ons lewens het. En dis nie enige mens wat daardie nuwe potensiaal binne in sy lewe kry om 'n nuwe mens te kan wees nie. Dis net die mense wat deur God aangeraak word, wat deur die Heilige Gees aangeraak is. Dis net hulle wat kinders van God geword het, wat hierdie nuwe identiteit, hierdie nuwe potensiaal binne in hulle self het om aan God aan God gehoorsame lewe te kan leef. En nou kom ons by die nuwe gebod wat Jesus hier vir sy disippels sê. Hierdie nuwe gebod van liefde is op die ou end eintlik 'n teken wat sê, wie is jy? Die nuwe gebod wat Jesus sê is, julle moet mekaar lief hê, maar die gebod is nuut in die sin van dat hier word 'n kwalifikasie gegee aan hierdie liefde. Hier word nie gesê, julle moet maar net so in die algemeen mekaar lief hê en geduldig wees met mekaar en maar sommer so net in die algemeen mekaar vergewe nie. Maar julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Die liefde wat onder julle moet wees, word nou gekwalifiseer. Dit moet lyk soos die liefde wat ek vir julle het, sê Jesus. Julle moet teenoor mekaar kan demonstreer dat julle bereid is om julle self op te gee vir mekaar. Dat jy nie gedurig deur op jou punt wil staan en gedurig deur die een wil wees wat altyd reg is. Maar soos Jesus, wat sondeloos was, maar bereid was om sondaar te word in ons plek. Dis 'n liefde wat getrou is. Dis 'n liefde wat nie net daar is wanneer ek daardie liefde beantwoord het, die liefde wat Jesus vir my het. Hy hou nie skielik op om my lief te hê as ek besluit om nou eers weer my eie koers in die lewe te vat en my eie wil uit te leef nie. Hy hou nie op om my lief te hê nie. Hy bly getrou in sy liefde aan my. Sy liefde bly net so diep en sy vergewensgesindheid bly net so diep as wat dit is. Dit kan nie verander nie. En dis wat Jesus nou vir die disippels sê, hierdie nuwe gebod is dit. Ek praat nou oor hierdie liefde wat so nie afskryf wanneer iemand iets verkeerd doen teenoor jou nie. Wat aanhou,
wat bly hoop, wat bly moed hou, en nie maar net sommer van die tafel afvee nie, wat bereid is om te volhard. En dan sê Jesus natuurlik, wat ek nou al so baie met julle gedeel het, dan sê hy, so sal almal weet dat julle my disippels is. Mense sal nie weet dat julle my disippels is aan die kennis wat julle het van die Bybel nie. Mense sal nie weet dat julle my disippels is as julle met hulle kan argumenteer vanuit die Bybel en Bybelverse kan aanhaal en vir hulle kan gee nie. Mense gaan nie weet dat julle my disippels is as julle Sondag in die kerk sit nie, want hulle kan dink dis maar vir jou 'n lekker ding om Sondag te doen, om saam te sing en saam met 'n paar mense te wees en miskien nog by te voeg dat jy jouself skyn heilig hou en dink jy's beter as ander en dis meer. Mense weet nie dat jy 'n kind van God is wanneer jy allerhande geboue bou en strukture bou en dit in stand hou nie, om dan te sê, maar kyk, dis kinders van God wat hierdie dinge doen nie. Mense kan ook nie onder die indruk kom dat ons kinders van God is as ons allerhande oulike programme het wat ons in die gemeenskap loods van kos gee en omgee en al daardie dinge nie. Jesus kwalifiseer en hy sê, dit is hoe mense weet dat julle aan my behoort, hoe julle mekaar behandel, hoe julle teenoor mekaar optree, die manier hoe julle met mekaar praat, die manier hoe julle van mekaar praat. Ja, eintlik is dit skindig as die persoon nie by is nie. Maar wat julle van mekaar te sê het, wat julle van die dominee te sê het, of van die ouderling te sê het, of van die diaken te sê het, of van die kerk te sê het, dit wys of julle liefde vir mekaar het, en of julle kinders van my is. Dis die badge, dis die ikoon, dit is die Mercedes-Benz se 3-punt ster, wat voor op die engine kap sit, om te sê, dis 'n Mercedes-Benz. Dis wat sê, ons het te doen hier met kinders van God. Die manier hoe hulle mekaar behandel, mekaar liefhet, mekaar vergewe, weer en weer en weer bereid is om met mekaar van vooraf te begin. Dit is die teken wat verklap, wie is jy? Dit verraai jou identiteit, wanneer jy so geduldig en vergewensgesind en omgee en 'n hand uitsteek na mekaar. Dit wys vir die wêreld, wie is jy? Maar hierdie liefde kom nie maar sommer net uit homself uit nie. Ons weet, dit is 'n liefde wat uit God uitkom. Hierdie mense wat nou kindertjies van God is, daar's iets in hulle lewe wat ook 'n werklikheid is. En dit is dat hulle nou in 'n verhouding met God staan. Hulle praat nou nie meer oor God nie, of van God nie. Hulle praat nou met God. Die lewende God, die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Wanneer hulle sing en wanneer hulle bid, dan sing hulle nie oor God, die woorde op die skerm nie, maar dan sing hulle tot God, die lewende God wat hier is, met wie ek besig is om nou in hierdie oomblikke te praat. My kop hardloop nie nou allerhande rigtings oor die melodie en oor dit en dat nie. Ek is nou by die woorde. En die vraag is of daai woorde op die skerm of daai woorde in my hart is. En dat ek dit met die Here deel. Jesus noem sy disippels
kindertjies. En hy doen dit in daai moment, wat hulle ook weet dat hy gaan nou van hulle af weggaan. Om die waarheid te sê, dit kom nou in die volgende hoofstuk in Johannes 14, kom dit nou aan die orde. Dat Jesus vir hulle sê, ek gaan nie nou net verheerlik word deur hierdie lyding wat voor lê nie, maar ek gaan nou nog weggaan van julle af. En dan in hierdie omstandighede noem Jesus hulle kindertjies. En wanneer ons die evangelie van Johannes lees, dan wil Johannes nie vir ons sê, maar ons moet harder probeer om mekaar lief te hê nie. Ons moet harder probeer om in 'n verhouding met God te staan. Johannes wil juis vir ons help om te verstaan, ons moet ophou om te probeer om mekaar lief te hê. Ons moet ophou om te probeer om 'n verhouding met God te hê. Maar ons moet God toelaat dat hy dit in en deur ons bly. En daarom is daar net een manier vir ons om God toe te laat om deur ons die nuwe lewe, die nuwe identiteit uit te leef, hierdie nuwe gebod, hierdie nuwe liefde. En dit is deur die verhouding waarin ons met God staan. Johannes is tot vervelings toe besig om dit oor en oor te herhaal, dat liefde is nie iets wat uit eie krag uit kan voortvloei nie. As julle nie in die wingerdstok bly nie, kan julle geen vrugte dra nie. Julle moet in die wingerdstok bly. Die loot wat in die wingerdstok bly, doen niks anders nie as om die sap van die wingerdstok te ontvang. En deur daardie sap wat hy van die wingerdstok ontvang, dra die loot op die ou end vrugte. Vrugte wat sal hou, vrugte wat sal bly. Dit gebeur uit die verbondenheid. Hudson Taylor, ek het al vir julle 'n paar keer van Hudson Taylor se belewennisse vertel, die persoon wat 'n sendeling was in China vir baie jare, wat deur baie moeilike omstandighede gegaan het. Hy het om die Chinese op die ou end ook te bereik met die evangelie, het hy letterlik ook soos 'n Chinees aangetrek, en baie van die Chinese gewoontes, kos en al daai tipe van goed natuurlik het hy aangeneem, en hy het baie opgeoffer. En Hudson Taylor was 'n man wat 'n passie gehad het in sy hart vir die Here van jongs af. As 'n tienerseun het hy hierdie ongelooflike toewyding en 'n passie gehad in sy hart vir die Here, en het hy op die ou end ook op 21-jarige leeftyd, as ek reg onthou, het hy besluit dat die Here vir hom roep om China toe te gaan, en het hy gegaan in die China Inland Mission. Ek dink dit bestaan vandag nog, het Hudson op die ou end in China gaan begin. En hy het jarelang was die groot passie in sy lewe gewees om te doen dit wat God van hom vra. En hy het die heeltyd was dit 'n intense begeerte gewees dat hy tog net in lyn sal wees met dit wat die Here van hom vra. Maar in die proses het Hudson op die ou end eintlik emosioneel en geestelik en liggaamlik het hy uitgeput geraak. Het hy 'n moe mens geword, wat skuldig voel dat hy nie genoeg doen vir die Here nie. Dat hy nie toegewyd genoeg teenoor die Here leef nie. Tot op 'n dag dat 'n vriend van hom, John MacArthur, vir hom 'n brief geskryf het. En die brief het vir Hudson tot stilstand gebring. Want al wat John MacArthur in hierdie brief eintlik vir Hudson gesê het, was dat Christus het nie net vir jou gesterwe nie, maar niemand anders as Christus woon binne in jou nie. Dis nie maar net jy wat in die oggend jou voet van die bed af sit en uit die bed uit opstaan nie. Dis nie maar net jy wat na Checkers toe gaan om te gaan inkopies doen nie. Dis nie maar net jy wat nou kerk toe gaan nie. Dis nie maar net jy wat nou na jou familie toe gaan waar daar twis en onenigheid en ongelukkigheid is nie. Maar Christus leef in jou. Hy binne in jou. Hy is jou bron van krag. Jou krag lê in hom.
En dit was vir Hudson of daar met eens 'n lig in sy kop en in sy hart aangegaan het, en het sy lewe totaal verander. Hy het gesê, I saw that it was not I who had to make myself holy, but that Christ was my holiness. Christus, die binne-in, is die een wat maak dat ek heilig en toegewyd aan God is. En so skryf hy dan ook die boek daar op die skerm, The Exchanged Life. Exchange beteken om te verruil, om te ruil. Hy het sy lewe, sy poging, sy alles wat hy probeer doen het vir God, het hy verruil en vir Christus begin toelaat, dat Christus deur hom leef. Hy het begin om op te hou om aan sy beperkte krag vas te hou. Hy het begin om vas te hou aan die volmaakte krag, die goddelike krag van Christus wat binne in hom woon. Dat hy deur Christus enige iemand kan lief hê. Dat hy deur Christus enige verraad wat teen hom gepleeg word, kan vergewe en kan oorbrug. Wanneer die Here Jesus sy kinders, sy disippels kindertjies noem, dan roep Jesus nie vir jou en vir my om nog harder te probeer om 'n Christen te wees, om harder te probeer om op te hou met dit en op te hou met dat in ons lewens wat ons weet voor die Here verkeerd is nie. Maar dan vra hy van jou en my om letterlik kindertjies te wees. Kindertjies, klein kindertjies te wees. 'n Klein kindjie is volledig afhanklik van sy ouer. Ons weet hoe lyk die lewens van kinders wat nie hulle ouers het nie, hoe hulle lewens uit mekaar uitval. Ons sien ook die getuienis van kinders wat ouers het wat vir hulle lief het en vir hulle omgee. Ons sien ook hoe daardie kinders se lewe by mekaar kom en hoe daar sin en betekenis in hulle lewe en in hulle bestaan is. Kindertjies is maar hier aan die rokspante van die ma, aan die broekspyp van die pa. Hou maar hier vas. Is maar skaam uit hulle self uit. Hulle vind hulle krag en hulle vind hulle sekuriteit daarin om pa en ma te kan aanraak. Om te weet pa is hier, ma is hier. As pa en ma hier is alles alright. Dan het ek die krag, dan het ek die moed, dan het ek die hoop, die nabyheid van pa en ma en daai voortdurende verbinding. Ons sien dit sommer hoe dit lyk in die lewens van kinders waar daar nie regtig 'n connection of 'n verbintenis is tussen die ouers en die kind nie. Dit dinge loop skeef waar daar nie 'n verbinding is tussen 'n kindjie en sy pa en sy ma nie. Hulle raak aggressief. Hulle begin allerhande maniertjies en dinge kry. Gooi tantrums, soos ons sê. Daar's 'n magstryd tussen die ouer en die kind. Die ouer wat die kind probeer dissiplineer en die kind wat teen die ouer probeer in opstand kom. Daar's iets fout met die koneksie, met die verbintenis. 'n Kindjie het die regte koneksie nodig. En dit is ek en jy, kindertjies van God. En daarom, my liewe broer en suster, is dit alleen in hierdie verhouding, in hierdie koneksie met die Jesus wat binne in ons woon deur sy Heilige Gees. Dis alleen met daardie koneksie waar ons hierdie nuwe gebod kan leef, waar ons hierdie nuwe identiteit kan uitleef. En twee van die belangrikste goed in hierdie verhouding is om te praat en te hoor. Kommunikasie. Dis wanneer dinge tussen 'n kindjie en die ouer regloop, wanneer daar goeie kommunikasie is tussen die ouer en die kindjie.
En so ook ek en jy as 'n kindertjie, 'n kindjie van God, kan dinge in ons lewens ook alleen getuig van die nuwe identiteit, van die nuwe mens wat daar binne ons is, as die kommunikasie tussen ons en die Here ook daar is. Gebed en skrif, om te luister na God, soos hy in sy woord hom aan onsself openbaar. Dis wat ons moet beleef by die leesrooster, dat God praat elke dag met my, en ek antwoord met hom. Daar's kommunikasie, ook met ons Bybelstudie poging, om te leer om ergens, ten minste, al is dit 1 keer in 5 dae, 'n halfuur, 30 minute te vat, en te gaan sit, en gesels met God. Hy met jou deur die woord, en jy met hom deur gebed. 'n bewuste afhanklikheid met hom. Daar gebeur nie goed wat die moeite werd is en wat blywend is, wanneer ons oor God praat en oor God dink, en oor kerk praat en oor kerk dink nie. Maar daar gebeur goed, wanneer daar 'n koneksie is wat reg is. 'n gemeente wat getuig daarvan dat hulle mekaar liefhet, maar wat nie bereid is om die Here se wil vir hulle as 'n gemeente te hoor nie. Te hoor wat wil die Here hê moet in dagbreek gebeur. Nie wat dink ons moet in dagbreek gebeur nie. Nie wat is vir ons gerieflik en aanvaarbaar en wat dink ons is oulik nie. En dan maak ons planne en ons bid dat die Here ons planne moet seën. Dis mos baie keer hoe dit gaan. Dit ons vergaderings baie keer ook. Ons bid aan die begin, Here seën hierdie vergadering, en dan is ons besig, want daar's nie altyd regtig hierdie innerlike, diepe afhanklikheid van om te weet, ons is nou met die lewende God en die koning en die hoof van die kerk hier besig wanneer ons kerksake praat. En dan bid ons weer aan die einde, Here, seën dit wat ons nou besluit het. Soos 'n diep vraag, dis 'n diep ondersoek vir ons, om te weet, is ons daar waar die Here wil hê ons moet wees. En ek het nou so 'n Sondag of 2 terug vir julle gesê, moenie rondkyk vir hulp nie. Julle wat hier sit, julle is die kindertjies wat die Here se stem vir hierdie gemeente van hom moet hoor. Ek wil verder gaan. Jy. Natuurlik wys ek na my op. Ek en jy. Maar ek wil nie laat dit by jou verbygaan nie. Jy moet hoor, wat sê die Here van hierdie gemeente en vir hierdie gemeente. 'n Gemeente wat nie luister nie, raak uitgeput met hulle eie planne en eie dingetjies wat hulle doen. 'n Kerk wat nie in gebed lewe met die Here van die kerk nie. 'n innerlike diepe afhanklikheid nie. Loop leeg. Die geskiedenis het bewys dat waar daar egte gebed is waar herlewings plaasvind. Waar ommekeer plaasvind in die lewe van 'n gemeente.
Die woord van die Here wil nie vanmôre vir my en vir jou sê dat ons 'n klompie meer goed moet gaan doen nie. Gaan probeer nog 'n bietjie harder. Die woord sê vir ons, hou op. Hou op om so op jou eie aan te kar. En laat die Here toe dat hy jou identiteit sigbaar maak binne in jou tot sy eer. Hemelse Vader, ons buig voor U met ons lewens. En ons bid maar net, o Here, laat ons U teenwoordigheid binne in ons aanvaar. Laat ons dit van harte glo, dat U in ons is en deur ons wil werk. Elkeen van ons stry 'n stryd daarmee. O Here, wees ons genadig en gee ons krag. Amen.